So julle kan saam met my blaai na Efesiërs 1 toe. Efesiërs 1 en ons gaan vanoggend die eerste 2 versies vat. Efesiërs 1 vers 1 en 2. Hy sê Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Vader, ek wil bid vir hierdie geleesde woord. My gebed is, Vader, dat U vanmôre hier sal preek, dat U sal praat. Heilige Gees, dat U dit wat nie moet gepraat word, U sal wegvat. Dit wat ek moet praat, sal insit, Vader. En dat ons vanmôre hier sal uitstap en sê ons aanbid 'n groot en magtige God. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou of ons nou daarvan bewus is of nie, ons almal aanbid iets of iemand in ons lewens. En ons kan dit nie help nie. God het dit in ons wese ingebou om te aanbid, is deel van mens wees. En die probleem is, en dis 'n groot probleem, jy is wat jy liefhet, jy aanbid wat jy liefhet, en jy word soos dit wat jy aanbid. En dit word jou identiteit. Dit wat jy liefhet, aanbid jy, en dit wat jy aanbid, word jy, en dit word jou deel, dit is deel van jou identiteit. En dit is met hierdie waarheid, hierdie identiteitswaarheid in gedagte, dat Paulus hierdie brief van Efesiërs skrywe. Nou die stad, net so 'n bietjie agtergrond, die stad van Efese was 'n massiewe hawestad, en hulle het omtrent 250.000 mense, skat hulle, het hulle in hierdie stad gehad. En dit was die hoofstad van die Romeinse provinsie Asië gewees, en dit is bekend as die episentrum van afgodsaanbidding. So al die Griekse en Romeinse gode is daar aanbid. Dit is waar die tempels vir die Griekse en Romeinse gode was. So jy het letterlik soontoe gegaan om te gaan aanbid daar. Dit is waarvoor die stad bekend was. En dit was veral bekend vir die tuiste van die tempel van Diana of Artemis. Jy al gehoor van die afgod Artemis, Diana? Nou hierdie tempel van Diana was gesien as een van die 7 wonders van die antieke wêreld. 7 wonders. So mense het letterlik na Efese gegaan om daar te gaan aanbid, soos ek sê, afgodsaanbidding, en hulle het gegaan om hierdie massiewe plek te sien wat gebou is, om hierdie naam van hierdie afgod te aanbid. En daarom het die mense reg oor die streek soontoe gegaan. Hulle het die plek besoek en hulle daar gaan bly, en dit was goed vir hierdie streek. Dit was goed vir hierdie dorp. Ek meen, afgodsaanbidding het goeie geld ingebring vir die dorp. Jy kan net vir jouself dink hoeveel mense het hierdie plek om besoek, en omdat hulle daar is, moet hy iets eet, hulle moet iets drink, hulle moet iewers slaap, so die besigheid het goed gedoen as gevolg van afgodsaanbidding. En selfs die ambagsmanne het klein beeldjies gemaak van hierdie afgode, en hierdie beeldjies is verkoop aan die mense soos hulle kom het. So hulle vat hierdie dingetjies saam huis toe as hulle daar was. En vir meer as 2 jaar het Paulus in Efese gebly. Vir meer as 2 jaar het hy sendingwerk daar gedoen, en hulle het in daai 2 jaar het hulle 'n vaste, geesgevulde gemeente gestig in Efese. En die effek van daardie sending was so goed geweest. Die kerk se teenwoordigheid was so goed in daardie dorp, dat afgodsaanbidding begin afneem het in daardie dorp. Soveel so dat 'n silversmid met die naam van Demetrius, julle sal dit sien in Handelinge 19, het 'n oproer teen Paulus opgewek en gesê, luister, hierdie man is besig om ons finansies te steel hierson. Want hy preek dat hierdie gode wat ons maak, hierdie gode wat julle aanbid, is nie gode nie. En dit so erg geraak dat selfs van die mense wat met toorkunsies en al hierdie goeders bymekaar was, het hulle boeke op 'n hoop gaan gooi en die boeke brand gesteek. So ek sê, jy kan dit in Efesiërs, in Handelinge 19 kan jy dit gaan lees. So die prediking van die evangelie, die teenwoordigheid van die kerk van Christus, het die identiteit van daardie stad en die ekonomie van daardie stad omvergewerp, heeltemal de mekaar gemaak.
En jare later, nadat hy deur die Romeine gevange geneem is, hy was onder huisarrest op hierdie stadium, skryf hy hierdie brief aan die kerk in Efesiërs. Maar anders as sy ander briewe, gewoonlik as Paulus 'n brief geskryf het, was dit om moeilikheid in die kerk aan te spreek. Julle doen nie dit nie, of julle moet dit doen. Hierdie was heeltemal anders. Hy het geen probleme in die kerk aangespreek nie. Dit was nie die doel van hierdie brief nie. Die groot ding is, hy spreek die kerk se identiteit aan. In 'n gebied wat bekend staan, wat 'n identiteit het vir afgodsaanbidding. So hy spreek hulle identiteit aan. En wat was hierdie identiteit? Psalm 115 vers 4 tot 8. Blaai vinnig saam met my. Psalm 115 vers 4 tot 8. Hy sê daar: Hulle afgode is silwer en goud, 'n werk van mense hande. Hulle het 'n mond maar praat nie, hulle het oë maar sien nie, ore het hulle maar hoor nie, hulle het 'n neus maar ruik nie, hande maar hulle tas nie, voete maar hulle loop nie, hulle het geen geluid deur hulle keel nie. Die wat hulle maak sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou. So hierdie stad Efese is bekend vir sy afgodsaanbidding, en die stad het net soos hulle geword. Soos hierdie afgode wat hulle aanbid, want die skrif sê so. So binne in hierdie stad waar hierdie kerk is, het Paulus gekom en het gesê, luister, ek dink ek moet net weer 'n samevatting hê van wie en wat julle in Christus Jesus is. Ek wil net weer vir julle sê, wat is julle identiteit? Julle is in hierdie stad wat afgode aanbid, maar hier is wie julle is. Dit is wat julle veronderstel is om te wees. Dit is wat julle veronderstel is om te doen as die liggaam van Christus. Nou Paulus het hierdie brief in 2 gedeeltes opgedeel, duidelik in 2 gedeeltes. In hoofstuk 1 tot 3 fokus hy op wat binne in die kerk gebeur. Hy fokus op die vertikale verhouding tussen ons en God. Dit is waarop hy fokus, die vertikale dimensie van die evangelie van Christus Jesus. Hoe hierdie Ou Testamentiese geskrifte en hoe die profesieë in Christus Jesus vervul is. Dit is wat hy in die eerste 3 hoofstukke doen. En dan van hoofstuk 4 tot 6 fokus hy op wat buite die kerk gebeur. Die horisontale gedeelte van hierdie evangelie. Hy fokus daarop in die laaste 3 hoofstukke. Hoe die evangelie in ons lewens wandel, hoe dit by ons, in ons huis, in my huisgesin, met my persoonlik, hoe dit lyk as ek buite gaan, wanneer ek begin werk, hoe lyk dit daar? Hoe pas ek dit toe? En is noodsaaklik dat ons hierdie 2 elemente, die vertikale en die horisontale bymekaar hou. Ons moet nie die 2 split nie, want as jy die 2 split, sit jy met 'n probleem. En die groot gedagte van hierdie boek is dat die evangelie van Christus Jesus veronderstel om jou denke en jou lewenswyse te verander. Ons moet anders lyk. Ons moet weet wie ons in Christus Jesus is en ons moet leef wie ons in Christus Jesus is. Nou briewe in die antieke wêreld het 'n vaste vorm gehad. Hulle het altyd begin deur die skrywer en die lesers te identifiseer en te groet. So daar was altyd 'n identifikasie en dan 'n groet gewees. En dan het hulle selfs in die heidense briewe het 'n gebed of 'n wens vir goedheid en gesondheid gehad. So of jy nou dit was daar. En is gevolg dan deur die kern van die brief en dan is daar weer 'n groete aan die einde gewees. So dit sou iets, dit is 'n voorbeeld, dit is hoe dit normaalweg sou gelyk het. Is Paulus aan Efesiërs, hallo. Dit is hoe dit normaalweg sou geklink het. Maar Paulus het hierdie vaste vorm, het hy verchristelik. Hy tot die vorm van die briewe het hy verander. Hy het nie net die stad gaan verander en hulle godsdiens en hulle afgodsaanbidding en hulle finansies aangetast nie. Tot die briewe het hy begin verander. Dit is hoe ons dit nou skryf as jy Christen is. Ek bedoel, los hier is die briewe uit, kan jy dit dink? So uit die skrywers en die ontvangers het hulle nie net geïdentifiseer nie, maar het hulle geïdentifiseer met hulle verhouding tot Christus Jesus. So in plaas daarvan om net te sê Paulus aan die Efesiërs, hallo, het Paulus homself geskryf, het sê Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God. Sien jy, hy add daai stukkie. Dis wie ek is, dis my identiteit. As jy wil weet wie's Paulus, dis wie Paulus is. Sy identiteit is gekoppel aan 'n dubbele bron van autoriteit. Jy gaan sien ons gaan nou 'n paar dubbeles hê
in hierdie gedeelte, net in hy 2 versies, 'n paar dubbele. So hier is die bron van sy identiteit. Is in sy autoriteit. Dubbele bron. Heel eerste skryf Paulus met die gesag van 'n apostel van Christus Jesus. Nou hierdie woord apostel of apostolos beteken gestuurde een. Hy's gestuur deur Christus. So dit is wie hy is. Hy is iemand wat die opgestane Christus gesien het. Dit was deel van die kriteria dat as jy apostel wil wees, moet jy die opgestane Christus gesien het. En jy sien dit in 1 Korintiërs 9 vers 1. Ek gaan nie nou soontoe blaai nie, jy kan self gaan kyk. En hulle is gestuur deur Christus om die fondasie van die kerk te gaan lê. Hulle was gestuur om te gaan bid, om die woord van God te gaan bedien en leiers op te rig, en dan moes hulle die woord, die Nuwe Testament moes hulle skryf. Want die Nuwe Testament op daai stadium was nog nie geskryf nie. So dit is waarvoor hierdie apostels geroep was. Dit is deel van hulle werk. En dan tweedens is sy kwalifikasie was nie sy akademiese opleiding of die feit dat hy 'n fariseëse leierskap gehad het nie. Dit is nie wat sy kriteria was nie. Dit was die feit dat hy gestuur is deur Jesus Christus, deur die wil van God die Vader. So Jesus het hom gestuur en dit was die wil van die Vader dat hy gestuur is. So hier is sy autoriteit. As jy 'n probleem het met my, sê Paulus, dan het jy 'n probleem met Jesus en jy het 'n probleem met die Vader. Hier is wie ek is. Dit is wie ek is. Maar Paulus het dit gesê egter nie om te spog nie. Dit was nie sy idee nie. Ek het nie gedink hy's beter as ander Christene toe hy dit gesê het nie. Ek ben net goed onthou wie hy was. Dat hy die kerk vervolg het. Blaai saam met my 1 Timoteus 1. 1 Timoteus 1. Vanaf vers 12 tot 15. So hy het geweet wie hy is. Hy het geweet waar hy uitgeval het. Hy sê vanaf vers 12, hy sê, en ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus, onze Here, dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het. Hy weet waar sy bediening vandaan kom. My wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. En die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. En dan vers 15, hoor wat dink hy van homself. Hy sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Hoor wat, dis wat hy van homself dink, Paulus. Ek meen as daar nou 'n superhero in die Bybel moes gewees het buite Jesus, dan sou ons nou dink dit moet Paulus wees, en Paulus sê ek is die vernaamste van alle sondaars. Hy bring homself in lyn. Hy sit homself op sy plek. Dit is wie ek is. So behalwe vir die oorspronklike 12 disippels, het hy homself gesien as een wat ontydig gebore is. Het dit al gehoor? 1 Korintiërs 15 vers 8. Dis hoe hy homself gesien het. 1 Korintiërs 15 vers 8. Hy praat van almal wat Jesus gesien het, en dan kom hy hier en dan sê hy, kom ons lees van vers 7, hy sê, daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en dan vers 8, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my, as die ontydig geborene. So hy het nie van homself te hoog gedink nie, ek is hierdie hero, ek is die ou nie, nee, ek is in Christus Jesus, hy is die wat my gestuur het, hy is die wat my gered het, deur die wil van die Vader. Ek is niks. Sy bediening het hy nie bloot gesien het as 'n werk of 'n ding wat ek moet doen nie. Nee, hy het gesien as deel van God se verlossingsplan. Sy gedeeltjie wat hy op hierdie aarde sou lewe is deel van God se verlossingsplan, sodat ander mense die evangelie kan hoor en deur die woord gered kan word. Sy lewe was maar net 'n klein deeltjie daarvan. Dis wie Paulus is. En dan kom hy, ons het nou net gesê, 'n dubbele bron van autoriteit, Jesus Christus en die Vader, en dan kom hy en hy gee vir sy lesers gee 'n dubbele titel. Hierdie ontvangers, hy spreek hulle aan as heiliges in Efese, gelowiges of getroues in Jesus Christus. Hierdie dubbele titel wat hy vir hulle gee. Nou met die woord heiliges bedoel Paulus nie, hulle is hoog heilig en hulle kan niks verkeerd doen nie, dis nie waarvan hy praat nie.
Ek ben hy die Korintiërs ook so aangespreek, en hy het glad nie illusie gehad oor wie hierdie Korintiërs was, oor hulle heiligheid nie. Ek meen, julle kan net daai briewe gaan lees. Hy het hulle self so aangespreek in die begin van die brief. So wat het hy bedoel? Hierdie woord heilig beteken, hulle is afgesonder, op sy gesit deur God. Weer eens, God het hulle gevat en het hulle op sy gesit vir sy doel, vir sy naam, tot eer van sy naam. So sy primêre doel met hierdie woorde, met hierdie groet, was om te beklemtoon dat die lesers net soos hy deur God gekies is en op sy gesit is. Dis waar hulle vandaan kom, dis waar hulle naam vandaan kry, hulle identiteit vandaan kry. Saam is hulle heilig, omdat God hulle afgesonder het, om sy volk te wees. Dit is hoekom hulle heilig is. Die fokus van Paulus is geheel en al, met hierdie groet, met hierdie verwelkoming in hierdie brief, is geheel en al wat God gedoen het. Niks met wat Paulus of die Efesiërs gedoen het, het gaan oor God, het gaan oor wie hy is, het gaan oor wat Christus aan die kruis van Golgotha gedoen het. So Paulus identifiseer hulle as die skrywers en die lesers wat aan Christus behoort. Dit is wat hy sê. Luister, ek is Paulus wat aan Christus behoort, julle is die Efesiërs wat aan Christus behoort. Hulle is nie meer gewone Efesiërs, wat bekend staan as mense wat afgode aanbid en hierdie tempels bou en hierdie tempels is nie, dit is nie, hulle staan nie bekend as dit nie. En hierdie identiteit het hulle ontvang nie oor iets wat hulle gedoen het nie, of iets waarvoor hulle gewerk het. Dis nie waar hulle identiteit vandaan kry nie. Nou hierdie brief is die mees kontemporêre boek in die Bybel. Dit pas so vandag in. Afgesien van 'n paar ou terme wat jy hierin sal sien, en afgesien van die gedeelte waar hulle oor slawerny praat, kon hierdie brief letterlik net so vandag vir ons geskryf gewees. Dit gaan oor ons. Dit beskryf mense in hulle probleme, met hulle behoeftes en met hulle sonde. Dit is wat hy hier aanspreek. En weet jy, ons moenie 'n fout maak, hierdie moderne samelewing is in 'n gemors. Ten spyte van al die goeie dinge wat ons beleef, en ons beleef baie goeie dinge, lyk dit of ons alle sin van definisie en rigting verloor het. Die wêreld weet nie meer wat is reg of verkeerd nie, hulle weet nie waartoe hulle moet gaan nie, waaraan moet ons vashou nie. Wie is ons werklik? Wat hou ons by mekaar as 'n mensdom? Ons het almal 'n behoefte om iewers te behoort, ons wil iewers behoort, aan iemand behoort. Maar waaraan behoort ons? Is daar enigiets standvastigs daar buite waaraan ons kan vashou, wat ons toewyding verdien? Ek meen, hierdie lewe is moeilik. Dit is nie maklik daar buite nie. Ek meen, waar sal ons hulpbronne vind? Hoe gaan ons dit maak? Hoe gaan ons oorleef? En omtrent alle morele riglyne in hierdie wêreld is weg, tot niet. En die probleem is ons lewens as Christene lyk nie eens anders as die wat in die wêreld is. Ek meen, die kerk is veronderstel om al hierdie antwoorde wat die wêreld vra, al hierdie antwoorde wat hulle vra, is ons veronderstel om die antwoorde te hê. Maar ons het ons identiteit verloor. Ons het ons stem verloor. Ons lyk dieselfde as die wêreld, want ons het die identiteitskrisis. Ons twyfel in ons eie doel, ons twyfel in die kerk se waarde. Het jy dit al gesien? Ek het nou so 'n paar sonde terug gesê, baie van ons dink dat ek kan kerk toe gaan of ek kan kerk by my huis wees, dis al. Maar dit is teen die woord van God. Ons is veronderstel om 'n liggaam van Christus te wees. Jy is veronderstel om hier te wees, jy is veronderstel om hier te dien in 'n liggaam. Jy behoort in 'n liggaam. Nou as die kerk van Christus dan kom en begin twyfel in die kerk se waarde en sy identiteit, wat moet die wêreld van ons doen? Ons het ons fokus verloor. Ons het ons oë van Christus Jesus afgehaal. G.K. Beale het gesê, mense sal altyd iets weerspieël. Of dit nou God se karakter, of een of ander kenmerk van die wêreld is. As mense aan God verbind is, sal hulle soos hy word. As hulle aan iets anders as God verbind is, sal hulle soos daardie ding word. Altyd geestelik leweloos en leeg soos die lewelose en ydelle aspek van die skepping waaraan hulle self verbind. Weerens, presies dit wat die skrif gesê het, jy word soos dit wat jy aanbid, jy word soos dit waarop jou fokus is.
Jy verander in dit wat die middelpunt van jou fokus is. Nou hier's moderne afgode waarna ons vandag kan kyk. Heel eerstens fokus ons op geld. Die aanbidding van rykdom veroorsaak gierigheid, suinigheid en die probleem dat ons mense as 'n gereedskap sien om ryk te word. Dis 'n tool. Ek sien jou as 'n tool. En as ons fokus op mag, storing aan beheer, maak weer dat ons skelm raak of harteloos raak. En dan fokus ons weer op goedkeuring en roem. Ek meen, mense moet van my hou. Ek wil status hê in die wêreld. Dit bring weer verwaandheid en 'n vrees om as dom ja, mense sien jou as dom. Ek meen, dit is hoekom ons die evangelie aanvaar. Ons wil nie snaaks lyk daar buitekant nie. Onthou, ek sê weer, ons verkondig 'n snaakse evangelie. Ek meen, ons God het kom mens word, hy loop 'n perfekte lewe, sterf aan die kruis, word begrawe, 3 dae later staan hy op, hy vaar op na die hemel, sit aan die regterhand van God, en dan kom hy terug op 'n wit perd. Joh, het jy dit al gehoor? Klink so 'n veeverhaal. Maar die probleem is, ons begin nou hierdie veeverhaal, begin ons nou aanpas, sodat ek kan reg lyk voor die wêreld. Ons water dit af. Ons vergeet ons identiteit. Dis wie ons is. Dis wie ons is. Ons fokus op intellek. Hoe slim is ons? Ons oorprioritiseer kennis. En dan raak ons trots. Ons raak arrogant. En ons het 'n neerhalende houding teenoor die mense rondom ons. Die kerk en die evangelie is so verdun. Dit is so vasgevang in hierdie kulturele lokvalle. Soos ek sê, ons identiteit verloor, ons weet nie meer wie ons is nie. Ons het eintlik min ooreenkoms met die kerk in hierdie Nuwe Testament. Ons kan nie werklik, hierdie westerse kerk kan nie werklik vergelyk word met 'n kerk van Handelinge of die kerk van die Nuwe Testament. Ons lyk nie meer so nie. Hierdie kerk van Christus, as ek praat van die kerk, praat ek van die kerk wêreldwyd, het 'n hervorming nodig. Dis wat ons nodig het. En hierdie dokument, hierdie brief Efesiërs is presies daar sodat dit kan doen. Net om ons terug te bring na wie en wat is jy? Waarvoor is jy hier? Wat is julle doel? Om ons ware identiteit te ontbloot. En nie net het Paulus hom as skrywer en die ontvangers geïdentifiseer en beskryf as mense wat in verhouding is met Christus Jesus nie. Hy het nie net dit verander nie. Hy het selfs die groet verander, die manier hoe hulle gegroet het in die Bybel. Of in daai briewe. Hy het dit ook Christelik gemaak. Nou weer eens sien ons weer die ding van dubbele. Hy spreek weer eens 'n dubbele seën uit. Hy sê genade vir julle en vrede. Twee goed, weer eens, dubbel. Nou in plaas daarvan om die standaard woord hallo, charin is in Grieks. Ek wil hê jy moet dit hoor. Die Grieks is charin, is hallo. So in plaas daarvan normaalweg het hulle gesê hallo. Dit was so, het gaan verander. Hy het so 'n bietjie woordspeling gebruik en hy het verander na die Griekse woord charis. Nou charin, wat beteken hallo, en charis klink omtrent dieselfde. Charis beteken genade. So in plaas van hallo sê hy genade. Ek begin met genade vir jou. Hierdie genade waarvan hy praat is God se onverdiende genade wat hy gehad het of wat hy het vir die mense wat Christus Jesus as hulle verlosser aangeneem het. Dis die genade waarvan hy praat. So hy begin nie met hallo nie, hy begin met genade. Ons begin by ek sit jou op jou plek, jy's deur genade gered. Genade vir jou. Hier is ons bring ons net in lyn. Wie is jy? En hierdie het 'n algemene groet geword vir Christene in daardie tyd. Dit was normaal. Om jou Christen broer of jou suster so te groet was nie 'n manier om net te sê, luister hier, laat dit met jou goed gaan in algemene welstand. Dit is nie wat jy hom toegewens het. Dit is net om jou te herinner, wie is jy? Jy's uit genade gered. Jy verdien dit nie.
Ons erken dat ons lede van Christus se liggaam is, dat ons deel is van sy huisgesin deur genade, deur die kruis van Golgotha. En hierdie genade dan, hy begin met die genade en dan sê hy vrede. Hierdie genade van God is die bron, is die fontein waarvan ons dan vrede kry. Eenheid, stilte en rus beteken dit. Hierdie vrede in die Grieks. Dit is waarvandaan daai stroom dan kom. Omdat ons die genade van God het ons vrede met God en het ons die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Filippense 4 vers 7. Hierdie is dieselfde, hierdie genade is dieselfde, of vrede is dieselfde as die Hebreëse shalom, wat in sy volste vorm beteken geestelike voorspoed, of volledigheid, in die volheid het die vrede. So nou die dubbele seën wat uitgespreek word, en weer eens gee die dubbele bron van hierdie seëning. Weer eens 'n dubbel. En dit is dieselfde as die bron wat Paulus 'n apostel gemaak is, die autoriteit waarin hy staan is weer eens Christus Jesus en die Vader. Dis weer eens die bron van hierdie genade en hierdie vrede wat ons beleef. En ware genade en ware vrede kan op geen ander manier gevind word. As jy enigstens vrede in jou lewe het buite die genade van God, buite die vrede van God, moet jy versigtig wees want dit kan gevaarlik wees. Johannes 14:27. Johannes 14:27. Jesus wat hier praat, hy sê vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontstel word en bang wees nie. Weer en sy vrede lyk anders as die van die wêreld. Dis snaaks, dis vreemd, ons lyk anders, ons tree anders op, want ons vrede is anders. Deur God se onverdiende genade identifiseer Paulus die Efesiërs as gelowiges en getroues in die eerste vers en hulle geloof in Christus is 'n geskenk van God. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. En so van God se kant af is gelowiges die wat deur hom heilig gemaak word. Die wat hy gekies het om heilig te maak. En ek wil hê jy moet dit sien, Efesiërs 1 vers 4. Ons gaan nog daarby kom in hierdie boek, Efesiërs 1 vers 4. Hy sê soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld. So hierdie geseënes, hierdie getroues, hierdie gelowiges is deur God uitgekies. Dis van God se kant af. En van die mense kant af is dit die wat deur wedergeboorte op Jesus as hulle verlosser vertrou het. Sien jy, dis van ons kant af. Deur wedergeboorte, Efesiërs 2 vers 5. Net so eentjie aan. Hy sê ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus Jesus, uit genade is julle gered. So weer eens, absoluut van God afhanklik. Dis wie ons is, dis my identiteit. So hierdie groet van hom, baan die weg vir die res van die brief. Hierdie groet is dit wat ons in die brief invat. Dit is hier waar Paulus dan hierdie identiteit gaan verder uitpleis. Wie is julle? Wat is julle? Waar kom julle vandaan? Wat is julle doel? Hy gaan dit uitpleis in die res van hierdie brief. In teenstelling met hulle vorige lewe, met hulle goddelose lewens wat met die Efesiërs bekend was en deel was daarvan, het hulle nou iets anders lief. Hulle aanbid nou iets anders. En hulle is besig om te word soos iets anders. Dis hulle identiteit. Efesiërs is werklik 'n brief vir vandag. Hoekom moet ons dit lees? Dit is vir vandag geskryf. Dit is die boodskap wat ons vandag nodig het. Vertel ons wie ons is. Vertel ons wie God is. En vertel vir ons wat ons veronderstel is om te doen. Dit verduidelik vir jou hoe God uitreik na mense, om hulle te herskep en hulle te transformeer na dit waarvoor hulle geroep is. Ek sê weer, jy is geroep vir die grondlegging van die wêreld, ons het dit nou net gelees, en jy is uitgesit om dit te word, en jy sal dit word. Efesiërs sê vir dat God is nie 'n afgeleë wese, of 'n dom standbeeld daar, wat nie oë en ore, nee, dis nie die God wat ons aanbid nie.
Hy is die een wat mens kom word het. Hy is die een wat aktief besig is om siele te red. Hy is die een wat kom herskep en 'n nuwe gemeenskap skep. Dit is die een wat, dis wie hy is. Hierdie brief wys vir ons dat ons nog altyd bedoel was. As jy 'n wedergebore kind van die Here is, was jy nog altyd bedoel om in sy teenwoordigheid te wees. Dit is wat die brief vir jou kom sê. In Christus en deur die Heilige Gees bring God ons na homself. Hy gee ons wat ons nodig het, nie net vir die lewe hier in die kerk op 'n Sondagmôre nie, maar wanneer jy hier uitstap. Wanneer dinge swaar en lelik en rof daar buite gaan, want die lewe is rof. Kan nie daarby verbykom. Hierdie brief is amper 2000 jaar oud. En as die woord van God, soek hierdie woord van God toegang tot ons lewens, en hierdie woord vra 'n reaksie van ons. Julle moet iets doen. Dit is wat ek vir julle sê en dit is wat julle moet doen. Dit is wat hierdie brief kom doen. Dit gee vir ons rigting en dit gee vir ons stabiliteit in 'n wêreld wat nie weet waar hulle is of waar hulle staan. Dis wat hierdie woord kom doen. Dis wat hierdie brief vir ons wil kom doen. Nou as gelowiges is dit ons verantwoordelikheid om keuses te maak. Die patroon van ons lewens te begin verander. Bietjie anders te loop, bietjie anders te praat, bietjie anders te doen. Ons in ons kerke moet hierdie brief deel van ons lewens maak, deel van ons wese maak. Paulus se verhouding met Christus het nie net sy manier van dink en doen verander nie, want dit is wat Christus kom doen het. Ek sê weer, Paulus se lewe het die hele Efesiërs kom verander. Soos ek sê, dat die afgodsaanbidders begin struggle, dat die besighede begin struggle as gevolg van die evangelie. En soveel soorte te verander, soos ek sê, dat hy selfs 'n brief se vorm kon verander. Paulus, my vraag vanmôre aan jou is, wat verander jy in jou lewe? Wat kom hierdie woord en verander in jou lewe, in jou omstandighede? Hoe bring jy dit waar die Here jou gesit het, in lyn met jou identiteit in Christus? Hoe doen ons dit? Ons gaan sien hoe jy 'n Christen boer kan word. 'n Christen besigheidsman. 'n Christen bankbestuurder. 'n Christen pa. 'n Christen ma. Dit maak jou anders. Jou identiteit. Weer eens, ek is Paulus, dit en dit en dit. Julle is Efesiërs, dit en dit en dit. Right, wie is jy? Ek is Nico Erasmus, dit en dit en dit. Ek vind my identiteit in Christus. Ek add daai by. Dis wie ek is. So hoe kan ons dan, as Paulus dit doen, hoe kan ons dit doen? Dis my vraag. Hoe pas ons dit aan? Hierdie evangelie wat ons in hierdie brief gaan sien, vereis dat mense optree. Hierdie evangelie werk, dis eintlik wat hy sê. Dit werk. Dit kom daar waar die tekkie die teer slaan. Dis nie net 'n ding wat in jou kop is nie, dis nie 'n ding wat op die blaai is, dis daar waar die tekkie die teer slaan, daar waar lewe saak maak. Dit is waar hierdie jou gaan verander. So Paulus kom nie en hy kom skryf oor probleme nie. So dis nie wat ons hier gaan aanspreek in hierdie tyd nie. Hy kom om die kerk aan te moedig, deur hulle te wys wat God se groot visie vir sy kerk. Want dis wat dit is. Dis wat hy kom doen het en dis wat hy van julle verwag. Dis sy visie vir sy kerk. Wat doen ons? Hoe leef ons? En anders is wat ons normaalweg mag dink. Die wêreld het die kerk nodig. Die wêreld het nodig dat die kerk moet wees. Wat bedoel jy? Ek meen ons wil aanpas. Jy sal sien die kerk. Ek sal altyd sê hier gee ons skaapkos. Ons gee nie bokkos hier nie. Hier is ons bietjie anders. Ons gaan nie 'n kerk aanpas hier om die wêreld in te bring nie. Dis nie die idee. As jy gaan kyk, hy sê maak disippels van alle nasies. Hier sal ons disippels maak wat uitgaan en dan die skape loop haal. Dis die punt. Ek gaan nie hier aanpas en die woord aanpas en die musiek aanpas om 'n ou wat nie glo nie in te bring nie. Ek gaan nie dit doen nie. Ek is hier om skape kos te gee. Ek is hier om jou gesond te maak. Dit is my doel hier. Dit is die woord van God. Dit is hoekom ons hier is. Maar wanneer ons daar buite is, moet ons die kerk wees. So hier is ons die kerk hier en buite moet ons ook die kerk wees. En hoe kan ek dit sê? Die teenwoordigheid van die kerk in Rome in daai tyd het 'n verskil gemaak. Nie net dat die kerk die evangelie van Christus Jesus gaan verkondig nie.
Wat die kerk ook gaan doen, dat hulle die hele sosiale stelsel begin verander. Want ek meen hierdie Romeine was behep met hulle kultuur, hulle was behep met hulle naam. Ek meen ons is groot en ons is almagtig en ons die kleiner ouetjies het eintlik niks met ons te doen. So wanneer mense begin swaar kry, hulle het nie na hulle gekyk nie. Ek meen die Romeinse stelsel was van welsyn was, ek meen dit was makarig, hulle het min gehad en as hulle mense gehelp het wat swaar gekry het, was dit hulle eie mense, die Romeine wat hulle gehelp het en weer eens jy moes ook van 'n sekere klas gewees, anders help ons jou. Maar wat die kerk kom doen het, ten spyte van die feit dat ons die evangelie verkondig, want dis deel wie ons is, het ons ontferm oor die mense wat die Romeine op sy gestoot het. Hulle het almal as een mens gesien, jy's deel van my, al is jy nie deel van my. Hulle het so ver gegaan dat al die kerke, al die hospitale, al die ouetehuise, is deur hulle geskep. Die kerk het dit geskep. Die kerk het dit begin. In die 4de eeu na Christus het die kerk omtrent alle welsyn beheer in groot stede soos Rome en Alexandria. Die kerk het dit beheer. En ek meen hulle het na almal omgesien. Of jy nou 'n lid van Christus was of nie, ons het gesorg vir jou. Die wêreld het nie. Jy gesien wat die kerk gedoen het? Skole, ek meen universiteite, van die grootste universiteite in die wêreld is deur die kerk begin. Het jy dit geweet? Nie meer vandag deel van die kerk nie. Dis vandag heidens, maar die kerk het dit begin. So wat het die kerk gedoen? Hulle het hulle self daar gevestig, deel van die gemeenskap gemaak en hulle het 'n invloed gehad. Meer as net hier op 'n kerk op 'n Sondagoggend, hulle het 'n invloed in die wêreld daar buite gehad. So hierdie gemeenskap wat gefokus is op Christus, word 'n huis met 'n geestelike diepte. Hulle word 'n pilaar van die waarheid. Ons het dit al gelees. In 'n gebroke en honger wêreld. Wanneer die kerk op haar Bybelse sending fokus, op Christus fokus, dien dit as 'n noodsaaklike fondasie vir 'n samelewing wat dit so nodig het. Maar die kerk moet weet wie sy is. So weet jy vanmôre wie jy in Christus is. Leef jy tot jou volle potensiaal in hierdie liggaam waarin God jou geplaas het. Weet hierdie gemeente van Sannieshof, AGS Sannieshof, wie sy in Christus is. Leef sy tot haar volle potensiaal. Dis my vraag vanmôre. En hier is my vraag. As hierdie deure vanmôre sou toemaak en ons het nie meer kerk hier, sal Sannieshof ons mis? Sal hierdie dorp ons mis? Dis my vraag. So my gebed is vanmôre. En ons gaan dis die begin. As ek sê dis die begin van ons reeks. En my gebed is dat ons waarlik ons identiteit sal vind. Ons sal weet wie ons is. Wat ons veronderstel is om te doen en dat ons werklik 'n verskil in hierdie dorp en in hierdie streek sal maak. Dis my gebed. Ek sê weer ek wil sien. Ek wil nie sien hoe ons ek sê weer daar's redes vir mense om van een kerk na ander te gaan. Daar's goeie redes vir dit. Maar ek kan nie wag om te sien hoe nuwe geboortes plaasvind, geestelike geboortes plaasvind. Ek wil dit hê, ek wil jy moet dit vat, ek wil jy moet saam met my dit bid voor. Here, maak deur ons woord en deur ons lewens, bring die verlore skape in, dat ons nuwe wedergeboorte sal sien, dat ons sal sien hoe U mense lewend maak. Dat ons sal leef dit waarvoor God ons hier geplaas het. Dat AGS Sannieshof 'n verskil in die dorp en in die streek sal maak, waar God ons geplaas het. En dis my gebed. Is dat ons identiteit sal ken, dat ons hierdie gemeente sal oprig, sterk maak, sodat julle die evangelie daar buite kan verkondig en uitleef. Anders as net normale aktiwiteite wat ons doen in die kerk. Is dit deel van my werk hier, om jou op te rig, sodat jy gaan doen wat ek nie kan doen naby. Sê weer, wat maak 'n kerk vol? Dis nie my prediking nie. Want ek kan preek tot ek blou is hiervoor. Ons moet uitgaan en die mense gaan haal. En wat hou hulle hier? My prediking?
Nee. Hy vind sy tuiste hier. Ek het vriende hier. Ek het 'n gemeenskap hier. Ek het mense wat vir my omgee. Ek het mense wat wanneer ek swaar kry, is daar mense wat my help. Wanneer ek sukkel, is daar mense wat vir my bid. Jy verstaan wat ek bedoel, dis 'n gemeenskap. Dit is wat die mense hier hou. En dis my gebed. En dis hoekom jy sal sien, ons het so 'n bietjie verander. Ek sal dit weer sê, ek wil hê julle moet dit snap. Maar ons gewoonlik so 15 minute voor die tyd hier gaan bid at die binnekant, soos hoogheiliges. En ons kom uit, dis nou die leierspan wat hier uitgestap kom, ons is nou diep ingebid. Nee, ons kom ingebid al reeds hier. En wanneer ons hier kom, bid ons as 'n span saam. Ons sê, Here, hier is ons. Dis die offer wat ons vir U het. Seën dit. Sien die mense wat inkom. Ons bid vir die harte van die mense wat inkom. Ons bid vir die woord wat sal uitgaan. En dis die ding. En as ons klaar gebid het, en hierdie diens aan hom opgedra het, en hierdie offers wat ons vir hom bring opgedra het aan die Here, dan gaan ons uit en ons verwelkom julle. Julle gesien, julle, dis verskriklik nie is daar. Hoekom? Want ons wil hê julle moet welkom voel. Hoe gaan dit met jou? Hoe was jou week? En hierdie moet die plek wees, en hiermee eindig ek. Ek wil hê jy moet weet, hier is die plek waar jy jou masker kan laat val. Jy hoef nie 'n masker hier op te sit, dit gaan goed met my, maar eintlik, jy moet hier iemand hê waar jy kan gaan en sê, wie wat, dit gaan nie met my goed nie. Ek sukkel. Bid vir my. Wat sê die woord oor hierdie situasie? Kom ons gaan hierdeur. En dis my hart, dat ons in diepte, John MacArthur het altyd gesê, toe hy sy gemeente, toe hy daar oorgevat het, hy was 55 jaar was hy leier van daai gemeente. Mag dit ek wees. So ek sê, ek is nie van plan om gou hier te loop. Maar wat hy gesê het is, toe God hom daar plaas, asof die Heilige Gees vir hom gesê het, sorg jy vir die diepte, ek sal sorg vir die breedte. Dis nie jou werk nie. Dis nie jou werk nie. En ek bid vir die diepte hier, en as ek praat van diepte, praat ek van, Here, ons gaan diep in die woord, ons gee steaks. Dis nie net melk nie, dis nie net melkkossies nie, ons gee steaks hierso. En dan sal die Here vir ons byvoeg, die verlore skape. Weer eens, wanneer die Here gaan weet, dit is waar my skape kos kry. Ons voer die bokkos hier. Sê weer, 'n bok is 'n boom vreet. Ons vreet die boom.